Maar van die mense rondloop met melaatsheid, wil die mense nie kom nie. Want jy weet, hy sondaar daar buite, hy hou jou dop. Matteus 8, vanaf vers 1. En toe hy van die berg afkom, het groot menigtes hom gevolg. Ek wil eers oor die groot menigtes praat. Daar sal vandag baie pastore gesê het, hoe verkeerd hy is, omdat groot menigtes kom. Pastoor, laat hulle kom, die groot menigtes, maak groter. Iemand wat werk vir God, die mense volg. Hulle gaan kom. Pastore wat sit met 5 en 6 mense, is jaloersheid. En omdat hy te lui is om te werk, en dan mou hy oor ander se kerk groei. Laat hierdie kerk groei. En dis hoekom ons hier is, dan moet môre mense kom. Dan moet wyndrinkers kom, tikkoppe moet kom, en hulle moet môre aand verander. Amen. Daar tussen my mense sit 'n paar tikkoppe. Maar hulle is nie meer 'n tikkoppie. Want as die bloed jou skoon was, is jy nie meer nie. Maar, en daar het 'n melaatse man gekom. Nou moet ons weet, wat is melaats? Jou vingerpunte, jou lippe, jou toonpunte, alles raak dood. Jy kan jou sny en bloei sonder dat jy dit agterkom. Daardie jare was daar geen pilletjie daarvoor nie. En as jy melaats geword het, moes jy jou aan die priester, in vandag se tyd die pastoor gaan vertoon. En hy stuur jou dan ashoop toe. En jy moet op die ashoop sit totdat jy dood is. Dis 'n doodsvonnis om melaats te wees. Nou, jy gaan, en mense kan vir jou kom kuier, maar hulle moet 80 meter van jou afstaan. En skree, hoe gaan dit papa? En hy skree terug. Maar julle kan nooit aan mekaar vat nie, want melaatsheid steek aan. Maar vanaand wil ek praat oor die geestelike melaatsheid. En mag God vanaand, Johannes 8 vers 32, ek praat nie net met julle nie, ons praat ook met mense op die televisie. Nou, hy val voor die Here en hy sê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. Hierdie Jesus wil altyd vir ons goed wees. Hierdie Jesus, God se seun, wil net die beste vir jou hê. Maar ons draai ons rug op hom. Weens dinge wat ons doen. Nie altyd wat jy sê nie, wat jy doen, sê jy eintlik vir hom, ek soek jou nie. Jy draai jou rug op hom. Maar, kom ons gaan kyk hierdie storie. So bietjie agter die storie. En dan praat ons 'n bietjie oor melaatsheid in die kerk. En melaatsheid in die huis. En in die huisgesin. Nou, kom ons veronderstel hierdie man. Ons lees nou net van hier sy op die ashoop. Maar kom ons sê hy het 'n dogtertjie gehad en 'n seentjie. En op 'n oggend staan hy op en hy kyk en hy sien hier slat wit vlekke uit. En die vrees kom op hom. As dit melaatsheid is, kan ek hierdie kindertjies nie meer druk nie, my vrou nie, dan moet ek op die ashoop gaan sit. Hy sê vir hulle, hy gaan vertoon hom aan die priester en hy kom terug en hy sê, staan daar in die hoekie. Mama gaan my tassie pak. Papa kan julle nooit weer druk nie. Melaatsheid het in ons huis gekom. Ek wil vandag vir jou sê, daar's lelike melaatsheid. Ek werk met jong mense.
Elke dag. En as ek net hierdie klompie vat, kan ek vir jou van my laatsheid vertel, die wat by die huis is van my laatsheid vertel, dit wat ek ons ervaar het eergister. Dat ek 2 kilometer van 'n huis af verbyry van 'n meisiekind se huis. Sy's 'n jaar al by ons. Sy sê oom Royes, sy was saam. Ek bly net hier aan die ander kant. Ek sê kom ons stop. Bel jou ma. Ma is te besig. Kan nie haar nou kom haal nie. Jaar laas gesien. My laatsheid het in ons huis gekom. My laatsheid is miskien rykdom. My laatsheid is miskien, ek wil my ding doen, die kind is in die pad. Daar het my laatsheid ingekom. Daar het my laatsheid brandewyn in die huis gekom. Daar het my laatsheid dag of tik ingekom. En ek skeep my kinders af. Maar ek wil vanaand vir jou 'n ander ding sê, van my laatsheid. Daar is my laatsheid in die kerk. Die pastoor kan die mooiste preke bring. Die pastoor kan die gesalfste preke bring. Die pastoor kan die vuurpreke bring. Maar van die mense rondloop met my laatsheid, wil die mense nie kom nie. Want jy weet, hy Sondag daar buite, hy hou jou dop. En as die ouderling Lexington koop, dan sê ek gaan nie na die kerk toe nie. Die pastoor wil volmaak, hy wil meer dienste hou. Maar die ouderling of die jaken of die mense op die kerkraad, sy gedrag daar buite, ek sê nie die kerk, ek praat vir almal, is so, dat die pastoor, die kan groei nie. Thomas, my laatsheid. Daar is manne en vroue wat wil bekeer. Maar hoogmoed. En ek wil 'n bietjie stil staan by dit. Hoogmoed. Ek kan partykeer hoogmoed in die kerk aanvoel. Daarom is ek partykeer moetswillig. Mense sê vir my, jy's 60 jaar oud. Jy het 'n suksesvolle bediening. Waarom slaap jy nog so buite? Soos gisterand hier op die gras, dit is so lekker. Hierdie pastoor en sy vrou en almal, en jy wil net die beste vir ons gee. Daar is vir my die beste, lekker onder die koelte. Maar hoor gou mooi. Paulus sê, jy moet jou eie liggaam kruisig, om diensbaar te raak. Daarom is dit goed, dat daar partykeer die water is nie. Dat die mense bietjie met wet wipes moet afvee. Want dan kruisig jy 'n bietjie die liggaam. En dan kom jy oor soos die man wat nou gee. Hy vee sy behind af, met die wet wipe, sy behind. En ek praat met hom, en hy vergeet, hy staan met die wet wipe. En hy begin 'n vee in die gesig. Dit is dan nog nie presies so nie. Maar hoor gou mooi. En moet nou nie aanstoot neem nie. Raak liewerster bekeerd. Of bely dit voor God. Hoogmoed kan in kleredrag ook kom. Jy mag mooi aantrek vir die Here. Jy mag goed doen. Maar ek het al gesien dat by party plekke, en daar's niks fout met 'n das nie. Maar ek het al gesien dat hoogmoed deur 'n das kan kom. Ek het al gesien dat hoogmoed, sorry ek is nie op nie, met 'n hoed kom. Ek het gesien, Jenny in kerke, dat jong mense nie wil kom nie, omdat ek sal hy hoed dra. Ek sê nie, jy mag nie, as jy oortuig voel by God dra, maar moenie laat dit oorspoel as hy evangelie nie. Dat het niks te doen met die kruis nie. Dat het niks te doen met die bloed nie. Ek sien jy soos my vrou. Ons kom by 'n konferensie. My vrou se naels is lank. Hulle krap lekker. Dis hoekom die vrou se naels ook, ek sien hy pastoor. Hy loop hy lyk so. Hy word gekrap in die hand. Maar los dit daar. Hoor gou mooi, ons gaan haal een skrifgie uit die Bybel uit. En dan wil ons haar veroordeel. 'n Vrou mag nie goed aanhang nie. Dis nie wat daar staan nie. Lees jou hele Bybel.
Ons is so met goedjies te doen. Kom ek verduidelik gou een ding. Ek was nou 6 weke terug weer daar. Pastoor, onthou dat ek na die diens met jou praat oor Israel toe gaan. Ek weet nie was jy al nie. Maar laat ek met julle praat oor hoe om te gaan. My seun vat toere. Maar hoor gou, ek staan weer 6 weke terug by die huis in plek waar hulle gepreek het. Nou die man sit een kant gesit voor. Die vrouens heel agter. Hulle het nie speakers gehad nie. En dan wat gebeur as Petrus spreek, dan sit Jan daar voor. En dan stuur Sari hier van agteraf. Wat sê Petrus? Dan skreep Jan terug. En toe raak dit onordelik. En toe sê hulle, gaan vra jou man by die huis. Dis waaroor dit gaan. Nou is dit, die vrou mag nie praat nie. Daar's niks van dit te doen nie. Hoekom sal hulle sê, gevra jou man by die huis? Jy kan mos hoor hier. Jy hoef jou man by die huis te gevra nie. Ja, daar is sekere goed. Rondom mans en vrouens. Die man is die hoof. En as jy jou man sidestep, en as jy nou hoe hoog heilig, dan is daar groot fout in jou lewe. En dan is dit baie kerke sien ek, dat mans nie bekeerd is nie. En ook nog nie heilig lewe nie. Want die vrou wil oorheers. Sy oorheers nie met die evangelie nie. Sy's besig met Jezebel. Sy's besig met kontrol. Jy moet by God uitkom as jy so iets doen. Want jy keer die evangelie van die pastoor. Ons het malaatsheid. En baie keer is dit andersom. Die mans wat 'n bietjie ongeskik is, in 'n lyn moet inkom. Maar hoor gou, ek wil nou nie vanaand, dit lyk nou so, ek preek die pastoor en sy vrou en hier en daar. Ek wil nie, maar hoor gou mooi, ek wil vanaand vir julle sê, hier's hoogmoed in die kerk ook. Toe ek afklim, toe voel ek hom. Julle kan maar my kwaad raak. Ek praat die waarheid. En dit blok evangelisasie hier. Antie, nou klap jy so lekker aan. Ons moet bely. Ja, nie aan het klap, he. Ons moet bely. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sending wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sending te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Ek kan nie, mense, julle moet my verskoon. Ek hoef nie weer uitgenooi te word. Ek is nie ongeskik nie. Maar ek moet praat. Ek en hy man bad in Boksburg, by mense daarom. Ek kom in die huis en ek hoor, maar hulle bly 10 jaar saam, daar waar ons bad. Maar hulle lees Bybel. Hulle die mooiste persoonlikheid. Ek begeer eintlik om so mooi soos hulle te kan praat. Nie so grof nie. Hulle is verskriklik oulik, maar hulle hoer elke aand. As jy 'n mooi woordjie saamlyn, hoer. Hoor gou mooi, as 2 mense nie getroud is nie, en hulle het seks, dan is daar demone in die kamer. En die demone braak op hulle, die demone spoeg op hulle, en die demone voel ook sterre. Is die waarheid?
Mense dink is sommer so, hoor gou mooi. Daar's 'n werklikheid dat daar 'n duiwel is, en engele is en demone is. Ons is te cool met die evangelie. Die evangelie is 'n werklikheid. Hy het seer gekry, hy was geslaan stukkend, en ek en jy kom, en ons is net te modern. Ek praat nie van modern en mooi, jy mag mooi maak die dinge. Jy mag 'n bietjie anderster wees, solank jy by Christus vuur warm is. Maar wat ek wil sê vanaand, melaatsheid in die huis. En hierdie man staan aan die hoekie, en sy vrou pak die kleertjies, en hulle huil, en die kindertjies huil. Hulle staan so teen mekaar, papa, gaan ons vir papa, papa kan nooit weer huis toe kom nie. Want die ander tannie het in die huwelik ingekom. Papa kan nooit weer huis toe kom nie. Van die Facebook het papa my begin lekker gesels met die ander tannie. Melaatsheid het in ons gesin ingekom. Weet julle hoeveel predikers? Gisteraand hoor ek hier kom 'n pastoor aan, en hy vertel sommer net hier van agter. Van 'n pastoor wat die sekretaresse sommer onder die tafel. Ja? Die sekretaresse moet by die tafel sit, nie onder die tafel nie. En die pastoor moet die godsman wees. Nie met sy broek op sy knieë nie. Sis. Wie dan sê die mense so in die kerk, en ek like die amens, en ek like dit, afvallig, en ek like, almal praat saam. Maar gaan kyk in hulle eie lewens, en kyk hulle pon vanaand. Wat is jy nou anderster? As 'n ander melaatsheid pastoor. Hulle kyk TV. Dat ek nou nie 'n spesifieke nasie vat nie. Ons is mos nou 'n klomp oulike nasies. Ek is net die Here dankbaar ek sien 'n wit mensie. Dat ek rooi is. Maar hoorie. Ons is mos vir alle klere. Ek like dit. Ek sê altyd man, as God, as jy 'n blomme akkertjie het, en al jou rosies is wit rosies, dit sal 'n vervelige storie gewees het. Maar as hier 'n ou swartetjie is, en daar is 'n wittetjie, en daar 'n rooietjie, en daar 'n kleurtjie, dit mos nou lekker. En dit is hoe God deur sy blomtuin loop. En hier's 'n kleur, daar's 'n Indiër, daar's een wat curry eet, en daar's een wat pap en vleis eet, en daar's een wat roosterkoek eet. Maar wat doen ons? Ons beklei mekaar. Ons is vals mense. Ons sê ons dien die Here, maar ons is vals. Die regses wil my doodmaak. Maar ek kry dit reg, ek weet nie of hulle gaan weer geroes is nie. Ja. Ek sê vanaand as jy regs is jy van die pad af. Want God sê alle nasies sal voor hom staan. Alle nasies. Maar ek wil vanaand ook sê as jy links is, en 'n liberaal is en 'n sosialis is jy net so van die pad af. Jy weet nie, ek hoor deesdae pastore wat staan vir politieke partye, vir kandidate. As niks mee fout nie. As jy vir 'n Christenparty staan nie. Hoor jy my woord? As jy vir 'n Christenparty staan nie. So as jy by die politiek kom, is dit jou grondwet. As jy by die kerk kom, is dit jou grondwet. As jy by die huis kom, is dit jou grondwet. Maar hoe kan jy dit saammaak dat jy 'n liberaal is? Ek gaan nou 'n bietjie politiek. Hoe kan jy 'n DA wees en 'n pastoor? 29 Oktober 1996, toe bring die DA abortus in. En tans word 1200 babas 'n dag doodgemaak. Jy's 'n moordenaar. Dis niks. Jy sê by die woord nie. Maar Sondag wil jy kom skree lewe, lewe. En deur die week werk jy aan jou LGTB program, want hulle het nou weer in die Kaap 'n groot optog gehou dat man en man kan trou en vrou en vrou. So as jy kandidaat is vir so 'n party,
start jy God, want God het Sodom en Gomorra vernietig oor man-man troue en vrou-vrou trou. Hoe kan jy by so iets wees? En hoe kan jy jou kruisie daar sit? Ek kom stir so 'n bietjie. Nou kan jy maar maak wat jy wil, maar wys my in die woord uit of ek verkeerd is. Wys my uit die Bybel uit of ek verkeerd is. Ek praat praktiese goed. Ons land lyk so, ons het 60 miljoen mense plus. 20 miljoen is geregistreer. Ons is maar 70% Christene. Maar die 20 miljoen het 150.000 maar vir 2 Christenpartye gestem. Is ons dan gered? En dis kerkmense wat die mense in power hou, wat vir ons vertrap. Julle het eers water nie. Maar kom dit by die verkiesing, dan sit jy weer dieselfde een in. Dis tyd dat ons Gods manne en vroue insit. Maar nie een wat met die Bybel afklim om jou te bluf nie. Sy grondwet moet dit ook sê. Kom ons los nou daai dinge. Julle like jy mens moet die kerk daaroor praat. Die kerk moet eintlik meer daaroor praat, dan gaan dit regkom. Jy kan nie by 'n heidense party wees nie. Jy kan nie by die duiwel wees nie. Ons mense, as ons binnekamer verhouding met God het, en jy bid voor jy gaan stem, change Suid-Afrika môre. Dan verander Suid-Afrika môre. Ek het 32.000 kilometer deur hierdie land gery, voor die vorige verkiesing. En vir almal gevra, sal julle asseblief vir Christenpartye stem. 150.000 uit 20 miljoen het dit gedoen. Ek vra vir die Here, kan hy nie die stemme change vir Christenpartye daar in die ballotboxe? God kan wonderwerke doen. God antwoord my. Hy sê ek is nie 'n korrupte God nie. Ek change nie stemme nie. Dit wat die mense stem, sal hulle kry. En ons kry dit nou. Ons kry dit nou. Mense, hoor gou, ek is 'n vegter en ek staan op vir abortus. 'n Babatjie, ek het nie nou die statistiek hierdie, maar ek kan net so min of meer sê, op 12 weke of 'n babatjie het baie min bloed. Maar as jy elke keer die bloed vat wat hulle geaborteer is, van 1 Februarie 1997 wat abortus ingekom het, dis 29 jaar nou gewees. Hierdie Christenland. Vermoor is elke dag 1200. En jy tel hulle almal hulle bloed bymekaar. Dink ek is dit 18 of 16 of 60 oil tankers vol baba bloed. Wat Suid-Afrika se Christene met hulle kruis bewerkstellig het. Ons moet hierdie goed aanspreek. 'n Christen beteken nie net amen nie, en 'n hand in die lug en gee tiende nie. Daar's nog 'n ding. 'n ander melaatsheid in die kerk. Ons sit voor die kerk, voor die TV. Dan steel hulle die transito rowe. Ek weet nie by julle of dit ook so gesê word nie. Maar by baie boere sê hulle sal nog hierdie land bankrot steel. Ons moet hulle skiet, want hulle steel hierdie land bankrot. Dieselfde ou wat so sê, steel elke maand by God sy tiende. Maar laatsheid in die kerk. Ek wil hier kom sit, die Eskom ligte is aan. Iemand anders moet dit vir my betaal, want ek spend my geld op ander goed, ek gee nie my tiende nie. Jy's 'n parasiet. As jy die eerste paar Sondae kom sit, is nog alright. Maar as jy daarna nie bydra nie, die stoele wat moet gekoop word, is 'n mat, is 'n waier wat waai. Die pastoor sê nie so nie, hy sal volgende Sondag weer mooi praat. Ek sê, jy's 'n parasiet.